Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle 'n woord te kan bring vandag. En ek wil graag hierdie week 'n reeks doen. Ek doen nie gewoonlik reekse nie, maar dit lê op my hart om hierdie reeks te doen. En die reeks is antwoorde uit God se woord en vandag se is antwoorde uit God se woord oor hoop. Nou ons hoofgedeelte wat ek gebruik is Romeine 15 vers 13. Baie mense ken hom. Dit sê, God, die bron van hoop, laat hy julle geloof met vreugde en vrede vul, sodat julle hoop kan versterk word deur die krag van die Heilige Gees. Nou kind van God, daar's vir jou klare antwoord. God is jou bron van hoop. By hom sal jy jou hoop vind. Ek weet daar's baie dinge in die lewe wat ons net laat hopeloos voel. Soveel dinge wat ons probeer onderkry. Maar hier sê dit vir ons duidelik, God is ons bron van hoop. By hom is daar hoop. Die Heilige Gees versterk ons om hoopvol te wees. Hoe kan ons leef sonder hoop? Iemand het een keer gesê, as jy nie meer hoop nie, dan is jy dood. So, ek wil graag vandag weer jou aanmoedig, kind van God. Moenie ophou hoop nie. Jy wat hoop vir daai deurbraak vir 'n werk, jy wat hoop vir daai finansiële deurbraak, vir daai spesiale persoon in jou lewe, moenie ophou hoop nie, want daar is altyd hoop. Waar God is daar hoop. En daar's ander verse wat jy ook kan gaan lees, wat oor hoop handel. Dit is Matteus 12 vers 21, wat sê, dat alle nasies sal hoopvol wees. Selfs 2 Korintiërs 3 vers 12 sê daar ook vir ons, praat dit ook van hoop. So, God se woord is vol van hoop. Hierdie is net 3 verse uit hordes verse. En dis hoekom dit vir my so belangrik is om met julle te kan deel, dat in God se woord is daar altyd 'n antwoord. So vandag sê ek vir jou, my boetie en sissa, daar is altyd hoop. God is jou bron van hoop, moet hom nie los nie. Selfs al is daar net 'n titseltjie hoop, 'n klein bietjie hoop. Hoop sal daar altyd hoop wees. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid vir elkeen wat vandag voel hulle het nie meer hoop vir hierdie dag nie, wat nie eens voel hulle het hoop vir die toekoms nie. Bid ek in Jesus Christus naam, Vader, dat hulle opnuut weer sal besef, U is hulle bron van hoop. U Heilige Gees versterk hulle om te kan hoop. So ek bid in Jesus naam, Here, dat ons nooit sal hoop verloor nie, dat ons nie sal moed verloor nie, dat ons sal vashou, Vader, aan U wat ons bron van hoop is, in Jesus Christus naam. Amen en amen.